Daar sê goeiemôre broers en susters. Dis die kinders vanmôre. Daar's enetjie in wording. Daar sê nee, dis skoolvakansie. Hulle het vir die ma's vanmôre oortuig, hulle is moeg. Baie dankie vir die voorreg om vanmôre saam met julle hier te wees. Dis 'n groot voorreg. Eben, ek sien die hele familie is hier by jou. Dit is goed om vir julle te sien. Baie dankie vir die voorreg. Dis regtig, ek sê vir Jaapie hulle toe ons hier binne saam bid. Sommige net 'n voorreg om soms bietjie by mense bure uit te kom en sommige net weer die bekende gesigte te sien. So ek sê vir Jaapie die groot geluk is as mense nou so lank in Ermelo is, julle weet wat om te verwag. So dit help ook. Vriende, vanmôre voorreg om weer op die Sondag, die opstandingsdag van die Here, het net te dink daaraan dat hy op hierdie, nie op hierdie datum nie, maar op die Sondag, dis hoekom die vroeë Christelike kerk die Sondag begin gebruik het, omdat dit die opstandingsdag is, sommer net weer as gelowige saam te wees, want die Sondag staan in die teken van die oorwinning. En daarom kon die Here Jesus Christus na sy opstanding met sy eerste besoek aan sy disippels in alle benoudheid agter geslote deure vir hulle sê, genade vir julle en vrede. En hierdie genade en vrede weergalm nou al vir 2000 jaar, Sondag na Sondag, deur die kerk in die wêreld vir ons, om onsself toe te in sy vrede en sy liefde uit genade. Vriende, ons gaan 2 liedere saam sing, so om mee te begin. Halleluja, U is koning, waarmee ons sy koningskap in hierdie wêreld bely, en dan daarna, sonder verdere aankondiging ook Psalm 18, wat ons gaan saam sing. Kom, ons staan vir hierdie 2 liedere.
was my God. Is ohne Sorg verstrekt en ander van die dood verstrekt. Ek word in nood nie afgewys, God oor my roem in sy paleis. Julle kan maar sit. Ons sien die woordjie wet daar op die skerm en dan kom daar allerhande goed by mens op. Maar ons weet mos die Here dit kom nuut maak, daarom in Johannes hoofstuk 15 sê die Here vir sy disippels is so net so voor hy weet nou kom die kruisiging en alles, dan sê hy soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Kom ons sing die mooi liedjie, lied 526, julle kan maar so bly sit, waar daar liefde is en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Here, en dan die Latynse woorde, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, en dan sing ons weer die Afrikaans, en so is die Afrikaans, dan die Latyn en weer die Afrikaans. Kom ons sit net so, terwyl ons dit sommer so as 'n lekker belydenis sing. Dan sê vriende, kom ons gaan in ons Bybels na 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons gaan nou lees vanaf vers 12 tot 31. Kom ons bid saam. Here, ons rus ons gemoed vir 'n oomblik daarin dat U vanmôre, soos wat U vir U disippels na die opstanding gesê het, vrede vir julle, dit ook vir ons kom gee het. Dat ons regtig vanmôre in U hande kan lê in die gedagte van vrede. Maar Here, ons weet ook wat hierdie lied sê is waar. Waar daar liefde is,
en deernis, daar is God die Heer. En Here, ons weet, ons hoor in gesprekke, dat mense in hierdie tyd na mekaar uitreik, na mekaar 'n hand uitsteek van vriendskap en deernis. En daar is God die Heer. Daarom weet ons, Here, U is vanmôre ook hier teenwoordig, omdat U vir ons wil seën, nie net met 'n groet nie, maar met die lewende woord wat ook in ons midde is. Ons eer U daarvoor. Amen. Wat die gawes van die Heilige Gees of van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werking, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om die woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis, en deur dieselfde Gees aan die een geloof, deur dieselfde Gees aan 'n ander genadegawes van gesondmaking, en deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan die ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik die gawe uitdeel soos hy wil. En net soos die liggaam 'n eenheid is en 'n baie lede het, en so al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Kom ons lees net tot sover. Vriende, ek weet, Martin van my gesê, julle was nou die afgelope tyd, ek weet nie hoe ver is julle gevorder in julle eie preekreeks, 'n reeks wat hy hier by julle doen. By ons gemeente was ons nou die afgelope tyd, ek dink dit is nou vandag die laaste Sondag deel van 'n preekreeks waar die algemene synode uitgegee het vir die kerke en gemeentes wat dit wil doen. Die preekreeks staan onder die tema soos ook in die hemel. Nou dit resoneer dadelik by ons, want ons weet mos nou, dis die gebed van die Onse Vader wat die Here vir sy disippels leer om te bid, Here, dat iets hier op aarde gebeur soos in die hemel. Dat wat daar waar is, hier begin waar word. En in die gedeelte wat ons nou verlede Sondag oor gepraat het, het ons 'n bietjie gepraat oor hande vat, die eenheid van die kerk, gelowiges wat hande vat onder hierdie gebod. En miskien is die gemeente in Korinthe vir ons een van die goeie voorbeelde van waar die mense juis nie so lekker handjies vasgehou het nie, waar daar 'n bietjie oneenigheid was. En dan gebruik Paulus die beeld van die liggaam, dis hoekom ons vers 12 ook gelees het. Die liggaam het net een liggaam, en as mens nou hierdie stukkie verder lees, dan kom Paulus met hierdie redenasie en sê hom, die oog kan tog nou nie vir die hand sê, maar ek het jou nie nodig nie. En hierdie deel kan nie vir daai deel sê, ek het jou nie nodig. Dis die beeld wat hy gebruik rondom die gawes van die Gees. So ek wil hê ons moet eers na 'n prentjie kyk. Daar is hy nou op die skerm al. Hy is dalk nie so duidelik nie. Kan julle sien wat se prentjie is dit? OK. Ek wil hê julle 'n bietjie fokus op die kind se hand daarso, of die babietjie se hand. Wat is snaaks aan daai handjie? Hoe lyk die vasvat vir julle? So
bietjie nie heeltemal soos ons dit sou doen nie. Nee, een vingertjie gaan so onder die ander een en dit lyk so half asof hy hom nie so heeltemal 100% reg gekry het nie. Nee. Daar's daarom niks lekkerder as 'n baba handjie wat jou so vat nie. Nee. Daai klein volmaakte handjie wat so vat. Nou, daai handjie wat nou so bietjie deur mekaar vat, sê iets van 'n handjie wat nog moet leer. Wat nog moet die ondervinding opdoen. Maar nou die volgende skyf hier raak nou so bietjie ingewikkelder. Kom ons kyk na hom. Dis nou een van die dinge wat ek nie meer kan regkry sonder my bril. Om 'n garing deur die oog van 'n naald te sit. Ek kan nie glo ek het kampe gereël wat ek die kinders laat hardloop het met 'n naald en 'n garing en sê nou moet julle hom deurdruk nie, jy weet. Dit klink vir my 'n bietjie erg. Maar as jy nou daai prentjie kyk, dis baie interessant. Ek gaan tik toe om nou 'n prentjie te kry, die woord concentration, om te konsentreer op die soek Google. Raai wat is die meeste prentjies wat na vore kom op Google op hierdie stadium as jy hom sommer so random kyk met concentration? Waarna kyk die meeste mense? Selfone. En nou leer die geleerdes vir ons die selfone ververg juis nie konsentrasie nie, omdat hulle so interaktief is daar nie hoë konsentrasie nie. Dis hoekom ons kinders nie regtig leer konsentreer wanneer hulle op die selfone kyk. Dis nie konsentrasie. Konsentrasie is dit. Wanneer jy regtig hier sit en jy moet jou handkoördinasie, jou oogkoördinasie en al die vaardighede van hierdie twee hande en jou oë inspann. En daarom sê julle, gaan kyk 'n bietjie op die internet wat die Japaneese doen. Hulle kindertjies van kleins af. Gee hulle vir hom 'n naald en 'n garing en hy moet hom deurkry. Opvoeding, konsentrasie. Ek het 'n goeie vriend hier in Ermelo wat sy seun op laerskool gesit het met 'n bietjie konsentrasie vir probleme. Wat sê hulle vir hom? Wat moet hy gaan doen? Skuifskiet. Skuifskiet. Hy het begin skuifskiet, hy het baie goed gevaar en sy akademiese prestasies het ook daarmee saamgeklim. Hoekom? Dis daai oomblik van as jy deur daai visier kyk en jy moet die teiken vind, is dit absolute konsentrasie. Jy is soos daai ding. Jy kan nie mamma kan nie dan vir jou sê, hoorie my ou man. Dan's daai mis, né? Konsentrasie. Wat Paulus sê is die hand kan tog nie vir die oog sê, ek het jou nie nodig nie. Die voet kan tog nie ek kan nie onthou wat hy sê, maar vir iets anders sê, ek het jou nie nodig. Maar die punt is hierdie ding van nodig hê. Nou dit klink na 'n eenvoudige aksie as ons sê, steek 'n garing deur die oog van 'n naald. Ek bedoel, ouens word nie soveel betaal soos 'n Springbok rugby speler om daai ding reg te kry. En tog het jy jou oog nodig om dit te doen. En jy het die ander hand nodig om dit te doen. Dit vat fyn konsentrasie en baie ondervinding. En Paulus gebruik hierdie beeld. En ek dink dit dryf vir ons iets van die beeld wat Paulus wil gebruik van die kerk van die Here Jesus Christus. Dat toe die Here gawes aan sy gemeentes in die wêreld uitgedeel het en vandag nog uitdeel, doen hy dit op die ouend tot die opbou van die kerk van die Here Jesus Christus. En daarom moet ons onthou wie die gawes in gemeentes neersit om te gebruik, is nie al die gemeente dieselfde nie, maar dit word op die ouend van die dag deur God self besluit. 'n man het eendag vir my langs die pad gevra uit een van die ander kerkdenominasies, hoekom dryf julle nie bose geeste uit nie? Nou ek kan natuurlik vir hom sê, seker omdat daar nie is nie. Maar daarvoor kon ek nou nie instaan nie. Maar die eenvoudigste antwoord was net dit. Jong, ek weet nie, want ons bestel nie die gawes nie, hulle word gegee. So maklik so dit. Die Here gee die gawes wat hy in sy wysheid het, weet gemeentes, sy kerk, sy liggaam in die groterheid op daai stadium dit nodig.
Daarom einde 1 Korintiërs 13 sê hy vir hulle, hier sal baie van hierdie gawes wat hy in Korintiërs genoem het, sal tot niet gaan, geloof, hoop en liefde bly. Enigstes wat vas ononderhandelbaar bly vir die kerk, en interessant dat geloof, hoop en liefde 'n gawe is, ook van die Here. En daarom as ons praat oor soos in die hemel, so ook op die aarde, dan sit ons vanmôre rondom hierdie teksie met die gedagte dat wanneer die gawes van God in gemeentes en in sy kerk reg funksioneer, is die doel van God dat dit wat in die hemel realiteit is, ook begin deursuur en deurslaan in gemeentes onder op die aarde. Dan word ons gemeentes wat die beeld begin vertoon van wat in die hemel aan die gang is. En miskien is dit ons probleem. Hoe lyk die hemel? Ek was nog nie daar nie. Julle was nog nie daar nie. Ons teken maar prentjies. En as mense bietjie gaan kyk, as veral ook in sekere kerkdenominasies, is vreeslik lief om kleurvolle prentjies op die kerk van die hemel te teken, van die leeu en die lam wat by mekaar lê. Dit werk nie vir ons ouens wat in die Kreerwiltuin groot geword het nie. Nee, ons hou nie van daai prentjie. Nou moet aksie wees, nee. Maar die leeu en die lam lê by mekaar en die adder seil hier en dan grill die vrouens as hulle dit sien, maar dis die prentjie. Die prentjie wat vir my die meeste beteken, en ek dink as ons die gebed van soos in die hemel op die aarde begin koppel in hierdie ding dat God die gawes uitdeel soos dat iets van wat bo in die hemel aan die gang is, hier op die aarde deel word, moet ons miskien gaan na die prentjie van Openbaring hoofstuk 3. Die bekende prentjie waar Johannes die visioen kry van die Here af om vir sy kerk te gee, hierdie kerk in wie God ook sy gawes gebruik. En dan staan daar die beeld wat Johannes skets is van die troon waar die lam en die Vader op sit met die kandelare wat die Heilige Gees verteenwoordig, die spieelgladde see wat die afwesigheid van die bose simboliseer. En dan rondom die troon is daar 24 trone met 24 mense op hierdie trone met elkeen 'n kroon op sy eie kop. En dan wanneer die wesens wat daar vlieg met die 2 stelle vlerke met oë in die bo en die onderkant wat weer hulle eie simboliek het, skree heilig, heilig, heilig. Dan staan daar, dan klim hierdie 24 ouderlinge wat die verteenwoordiger is van die Ou Testamentiese en die Nuwe Testamentiese kerk, verlaat hierdie ouens hulle trone, daar staan letterlik, hulle klim van hulle trone af, hulle kniel voor hom wat op die troon sit, hulle haal hulle krone af en hulle sit dit voor hom neer. Wat sou hierdie aksie van die hoogtepunt in die troonkamer van God beteken? Hierdie aksie beteken dat die kerk, die gelowiges, die volk van God op aarde, van vroeg Ou Testament tot die Nuwe Testament, die laaste dae waarin ons leef, die moet wees wat hulle trone verlaat, gesindheid in die hart. Nou, hulle is die ouens met die leiers van die kerk, en die Romeinse kerk sal hulle sê, dis die pause wat daar sit. Hierdie ouens wat ergens in die kerk eer ontvang, wat heers oor die kerk, saam met Christus, klim skielik van hulle trone af. En wat doen hierdie vername ouens? Hulle kniel. Hulle kniel. En dan, om dit nog verder te vat, hulle het hulle trone gelos, hulle kniel, haal hulle hierdie krone af, en hulle sit dit voor die troon neer om te sê, alles is U. Ons het nie trone nie, ons het nie krone nie, alles behoort aan U. En dit lyk vir my, as Paulus oor die gawes van die Gees praat, dan het hy miskien iets van dit ook in gedagte. Dat wanneer die kerk hy hierdie gedeelte skryf, dan kom hy gebruik hy dikwels, ek het verlede Sondag by ons gelees vir die kindertjies gesê, tel 'n bietjie hoeveel keer lees ek die woord een. Dis nou behalwe die kere wanneer hy voorkom in kombinasie met eenheid of eensgesind, 9 keer.
9 keer kom hierdie woord na vore, een Vader, een liggaam, een Gees, om 'n eenheid te vorm. En hierdie eenheid verheerlik God. Dis wat Paulus wil reg. Hy sê vir hierdie gemeente wat verdeeld is, hoe op aarde kan julle God in hierdie wêreld voorstel as julle verdeeld is? Want alles wat julle het en alles wat julle is, kom uit een God uit. Ek het dit nou eintlik toe ek dit vandag hier gelees het net weer opgeval hier nogal die mooi afwisseling hier vanaf vers 4. Hy sê jy begin met eers is dieselfde Gees. Dis dieselfde Here, verwysend miskien na die Here Jesus Christus, en dis dieselfde God, die drie eenheid wat hierdie gawes gee. Een. En daarom vriende, as ons as gelowiges regtig bid, laat in die hemel of laat op die aarde gebeur dit wat in die hemel aan die gang is. Dan wil God vir ons toerus met sy gawes juis om hierdie eenheid te demonstreer. En hierdie eenheid word gedemonstreer wanneer ons vir mekaar kan sê, weet julle wat? Ons het mekaar nodig. Ons moet mekaar se hande vat. Ons moet ons stroontjies afhaal en neersit. Hoekom vat 'n mens nie graag aan 'n ander ou saam nie? Toe ons graad 1 seentjies was, het ons nie graag aan die dogtertjies se handjies gevat nie. Want iemand sal vir jou lag, of die dogtertjies is sommer net simpel. Nee, dis 'n persepsie. Die vraag is, hoekom vat ons nie hande nie? Die oomblik as jy 'n persepsie het, wat nie waar is nie. Toe ek op hoërskool kom, het ek graag aan hulle handjies gevat. Persepsie verander, nee. Daarom, liewe vriende, is die oproep van Paulus in die gemeente van Korintiërs, wanneer hy oor die gawes praat kom, dan sê hy, julle moet een wees, om iets te demonstreer van die God, wat julle tot 'n eenheid saamgebind het, julle selfde God, selfde Vader, Seun en Heilige Gees, wat julle hierdie gawe gee, is juis om mekaar te dien. Ek dink die Here het baie goed geweet hoe werk ons as mense. En ons hoef dit nie eers te verduidelik nie. As 'n mens te ryk word, te onafhanklik, dan isoleer jy jouself mos. Dan het jy mos nou niks meer nodig nie. Dan kan jy alles bekostig. Maar as jy 'n bietjie meer afhanklik raak, bietjie in die nood raak, bietjie nie alles het nie, dan moet jy nog na die buurman toe gaan en sê, hoorie my maat, ek het dringend jou stroper nodig. Ek lag so, Jaapie, jy sal dit nou geniet. Ek kuier na verlede jaar se nat seisoene, gaan ek gou hier na hy mens toe om iets met hom te praat, en daar op sy werf staan so 'n ou geel stropertjie. Ek weet nie, hy seker nog 'n New-Holland, maar hy's klein. Ek bedoel, hy lyk nou, as hy nou langs deesdae se stropers lyk, loop, dan sal dit nou lyk soos die olifant na kleintjie daar in die wildtuin. So 'n klein stroper. Ek sê, Hein, wat doen jy by hy stroper? Hy sê vir my, maat, jy's nie glo hoeveel ouens my verjaar gevra of hy stropertjie kan leer nie, want hy kan nog deur die nat kolle kom. Skielik kom hulle in 'n situasie wat hulle moet gaan sê, ek het jou nodig. En so was die Here toe slim genoeg toe die gawes begin uitdeel om te sê, maar kom ek gee nie vir almal al die gawes nie. Want anders is dit naderhand elke haan op sy eie misloop. Elkeen nou net besig met sy eie goed. En toe gee hy, sê Paulus, verskillende gawes vir verskillende mense, sodat ons iets van die eenheid kan demonstreer. En die doel van hierdie eenheid is op die ouend dat ons saam by die punt sal kom waar God verheerlik sal word, soos wat hy op die troon verheerlik word. Daar waar mense hulle krone afhaal, hulle knieë buig, hulle trone verlaat en sê, Here, alles wat ons het is genade. Ook hierdie gawe wat ek het is genade. Dis nie my ou gawetjie waarmee ek hier rond hardloop en spog mee nie. As hy nie werk nie, as hy nie dien nie, is hy nutteloos. En nou kom ons terug na die afsluiting van Paulus se 3 hoofstukke oor
die gawes van die Gees, eintlik die middelpunt van dit uit 12, 13, 14, einde van 13, wat eintlik nou so die samevatting van wat die liefde regtig is, dan sê hy geloof, hoop en liefde bly. Die grootste van die liefde. Dit is wonderlik dat Paulus hierdie goed tussen die gawes van die Gees neersit en dan sê hierdie bly. En daarom wil ek vir jou sê, liewe broers en susters, as daar een gawe is wat in hierdie gemeente, in ons gemeente, in elke gemeente in die wêreld steeds soos in Paulus se tyd funksioneer, is dit hierdie drie. 'n Woord van geloof. Ouens, kom ons hou moed. Die Here leef. 'n Woord van hoop. Dit sal oukei wees. Ons was al hierdeur. 'n Woord van liefde. Ek gee vir jou om. Dit maak die kerk een. Dit maak die wêreld een. Dit is die verheerliking van God. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat ons vanmôre voor U kan buig en ons eer U, ons aanbid U as die alwyse God wat U kerk so ontwerp het dat ons mekaar nodig het. So is daar, Here, tussen ons hulle wat swaar kry, sodat iemand wat op hierdie stadium die moed en die krag en die roeping het kan sê, ek bid vir jou. Ek het ietsie vir jou gebring. Ek het vir jou ietsie op jou tafel neergesit. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat die kerk die plek is waar ons U liefde kan demonstreer. Maar Here, dat hierdie liefde nie beperk is tot die mure van hierdie gebou nie, maar dat U ons op die wêreld instuur met ons gawes om te gaan dien soos wat U gedien het. Here, dan sien ons daardie dag as U by die see van Galilea die kos gee vir 5000 mense. Onderskei U nie. Sit U nie gelowiges en ongelowiges in twee groepe nie, maar U deel uit, onvoorwaardelik. En daarom wil ons vandag in U grootheid en U liefde bly. Sê Here, U bly vir ons die voorbeeld van iemand wat in hierdie wêreld kom wys het hoe ware liefde lyk. Dankie daarvoor. En Here, mag ons vandag opnuut weer as U kinders bewus word dat U ons elkeen in hierdie gemeenskap van gelowiges hier in Ermelo Moedergemeente, al die ander gemeentes hier in ons land, dorp en in die wêreld roep om die heerlikheid van God in eenheid uit te dra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sing 'n liedjie saam waar ons sommer net die naam van die Here weer groot maak. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Dis lied 200. Ons gaan daarvan sing die eerste en die tweede vers. Ons nie pyl, U word daardeur die diep getref, niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef, aan U alleen ons dank en Here, U wat ons in U liefde bly. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het. U kom ons die skepsel staan. U is die Heer wat steeds gewaak het. Heer wie ons kans en al bestaan. U bring ons gemoed die vrede. U
U sterk ons gees met nuwe krag. U gee die lig oor ons lewe. Dis U wat wie ons help verwag. Ek het nou net vergeet om te vra, is die kollekte binne in die kerk of buite by die deur? Maar waarvoor is die diakens reg? OK, kom ons gee 'n geleentheid nou vir die offergawe, dan sing ons nog 'n lied daarna. Vriende, ons sluit af met lied 179, waar ons ook weer eens die Vader, die Seun en die Heilige Gees om net verheerlik. Kom ons staan as ons dit sing. Vader in die hemel, ons aan
Jesus Christus rede, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Gees ons troos Heer, U beheer ons lewe, ons aanbid U. Ons sluit af met 'n dramatiese seënbede wat die Here Jesus gebruik het vir sy kerk en wat hy eintlik vir sy disippels net na sy opstanding gebruik het. Wys hy vir hulle sy hande en dan staan daar nadat hy vir hulle eerste keer gesê vrede vir julle, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. En die disippels was baie bly om die Here te sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Die seën groet van God aan sy disippels en die gawe van die Gees loop saam met vergifnis en liefde. Mag die genade en die vrede van jou en my vredemakers maak.